We honor you. We praise you. We glorify you. Yes, Lord. For this wonderful opportunity that we have. Thank you, Lord. That we can still minister to each other. Thank you, Lord. That we can still live the life that you want for us. My God. To serve each other. Thank you. And to do the ones that will encourage each other. Lift us to a higher dimension of your glory. Higher dimension of your presence. My Lord. Higher dimension of your church here on earth. As the bride longs for the bridegroom. That our hearts will reach out to you, Lord. Yes, Lord. And you will touch us by your glory and your grace. Thank you. Amen. 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 Jy het dan nou 'n sak gekry. Jy het 'n sak hier gevoel. As niks of een nou een sak gekry gelopen. Laat het weer dan maar dit nodig is. So moet ons weet wat elkeen nodig is in die huis van God. Yes. Ons ken hom ten minste seker mekaar. Ons weet wat die behoeftes is. Ons Here met ons praat dat ons sal ag gee en sal baie keer van ons is dan uitfigure. Ons moet eers dan uitfigure hoe nou gemaak as die Here wil sê ek moet nou maar my met hier sien leef maar. Eerst uitfigure dan worden we niet. Het zou volgende keer. Volgende keer. Ik breek niet rechtig aan. My God. Onze dan hierdie jaar. Dat is ook al ja. Goeie jaar. Maar ook wat ons emoties aan betreft. Nog een kwaai jaar geweest. Amen. Eerst wat daar is Lisa. En papi. En toen met alleen. Yes. En mijn oom. Yes. Dus wie zei dat ze kunnen niet zo bij je gaan, dat is niet meer. Ik denk dat van daar toestand die gemaakt is zijn. Nu ga je betrokken worden. Nu ben je laatste toestand. Met papi en Jeff. Ook een die van geluisterd. En het ons nog geraakt. En met Tahin, ouderman. Paulus. En Bert. Ouderman. Roter. Ja, dat is. Maar dat is die plan van die Here. Amen. Ik denk dat hij ook voor ons iets sê. Als je niet meer wat ons, kan ik nog niet praten. Als je niet meer wat ons beplan om dingen te doen. Ja. En ons komt nooit bij die beplanting uit nie. Ons komt nooit bij die doen uit nie. Ja. Want daar is altijd iets wat voorvalt. Amen. Dan stel ons uit en ons stel uit totdat het te laat is. Of totdat ons nie meer die gewoonte het om te doen dit wat ons beplan het. Amen. Weet soos Visa het ons beplan om nog uit dienszaak by haar huis te hou of te gaan hou in die warmbad en so
besef dat die manne in die warmbad is 'n ou ding wat oor die jare aangekom het, dat hulle hou nie van harde musiek in die warmbad nie. Ons sluit ons aan nou gaan en ons sal nou net die Anita sal ons moet daar weer gekom. En op 'n stadium met ons 'n mannegroep gehad. Die manne is nog nie, maar die groep het ek opgehou, ek wil nie sê opgehou bestaan nie, maar ons het nie meer by mekaar gekom. En ons het besluit ons een Vrydag aan daarna met daarheen toe gaan. Hulle het ook voorberei vir ons daar so. Met Jelene op die stadium gesien. Maar ons het nooit daar uitgekom. So dat ons gaan. Dus het sê Rauwie. Ons het beplan om na Paul toe te gaan. Ons het ook nooit daar uitgekom. So dit wat die Bybel sê, dit wat jou hand vind om te doen. Doen dit. Partykeer wag ons vir die kraal. Maar die baie het. Partykeer wag ons vir die kraal om te gaan en te doen. Maar Paulus het nie gewag vir 'n kraal nie. Hy en een van die manne het op 'n stadium stryd gekry. En toe hulle paai uit mekaar uitgegaan. Maar hulle was doeners. Hulle was daders. Hulle het gedoen. Yes, amen. As hulle besluit het en op 'n stadium het hulle gesê ek het met die Heilige Gees het besluit. Amen. So lees ek nou eendag hier in Vrydag of Donderdag op Facebook. En die flitse en die kaart en staan die ou met sy kaart. Sy musiek is agter die kaart. En hy begin daar in die musiek te speel en daar's 'n moslim oor die hele ding vervulling. En hy het later gesê, maar hy is seker maar jy weet wat hoe is die vyand, hy wil jou eintlik al vermoedig om te doen dit wat die Here op jou hart gewees het. Hy sê, hy is seker maar op die verkeerde plek. En die moslim het van gesê, dit is een deel van de secretariat of Europe is wat nie. Hy het gesê, nee, gaan aan. Ons het dit nodig. So, al is jy ook alleen. Ek weet ons is in die COVID-tyd, ons kon nie by mekaar kom by die kerk nie. Ons het die opstanding Sondag of Goeie Vrydag het ons die musiek agter in die kerk in die huis, by die huis gehad. Die bokse agter in die kerk gesit en die musiek van die laptops afwerk in die huis het. En die boodskap het uitgegaan. Don't wait for the crowds. En ek dit sê, dan sê ek dit vir myself ook vanmôre. Moenie wag vir die backup nie. Want as jy kyk, waar is die backup dan? Is die backup nie daar nie. If God sent you to do something, you have to be willing and eager to go. Maar ek het so baie goed as ek sê. Al wat ek voorgooi is my werk. As ek nie vir die Here was nie, het ek nie werk gehad nie. En al wat jy voorgooi, jy moet gaan
ek weet nie julle wat se verskonings julle het nie. Die verskonings wat ek het, ek moet berus, want môreoggend, as almal, jy weet nie, as almal slaap, dan moet ek uit. Kom ons los die verskonings. En hy oproep wat jy moet maak. Ons nie meer nie die ete of nie die data nie. Ek kan jy nie oproep maak nie. Maak hy oproep, maak een plan. Eet hy op skool, wat ook wel. Gaan we dan weer bij jou af als je weer, wat noem je als je weer, ja, iets niet. Als ik weer eet aan de koeken, wat zeg je? Ja. Maar doe iets, want iemand heeft nodig om te horen. Dat is mens, die heeft nodig om. Ons dat van projecten. Het het nodig om daar te wees. Because we are called to serve. Amen. Ons is geroep om te doen. En al mense wat wie ons wil doen, is die gemeente. But what about the grace of God? Ons sê sy genade is vir ons genoeg. Sy genade is ook genoeg vir die man op die straat. Sy genade is genoeg vir die klomp wat nie wil hoor. Sy genade is genoeg vir die ou wat ons het om afgeskryf met die Here van die jaar. So let hou het vast, dat ons vasthou en daders word van die Here. Ek het nou al genoeg, my kinders is goed, so anders, hulle kan hulle eie ding doen, hulle is groot mense. Ek weet ons in die 21, dan kan ek my eie besluit neem. So, hulle kan vir hulle self so groot doen. Ek het hulle gedink, as ek eendag as hulle groot is, dan kan ek nou tent vat en die tent moet opslaan. Maar nou wacht ek waas en muziek en ons is so by prys die Here. Die Here help ons en leer ons onvermoeide ook sy vermoeide in ons raak te sien. Amen. Ek het net 'n kort skrif vanoggend. En by ons harte seer is en ons treur oor ons verliese. Wat ek die gemeente vanoggend wil doen. Dan is nie mense wat daar ver is, wat ons kan nou maar net sympathiseer en sê, maar dit is as die naby die huis kom, dan raak het ons. Mattheus die 24ste hoofstuk. Kom ek vir alles goed voorstel. Moet ek dat hier op die sak doen? Mattheus die 24ste hoofstuk. Vanaf vers 1. En Jesus het uitgegaan en van die tempel vertrek. En sy disippels het nader gekom om hom die geboue van die tempel te wys. Die geboue wat daar langs aan waar die administrasie is en die offers is en al die dinge wat rondom die tempel is. En Jesus sê vir hulle, sien julle al hierdie dinge? Voorwaar ek sê vir julle, daar sal sekerlik nie een klip op die ander gelaat word, wat nie afgebreek sal word nie.
En toe hy by die Olyfberg gaan sit het, kom die disippels alleen na hom toe en sê, vertel ons, wanneer sal hierdie dinge wees? En wat is die teken van u koms en van die volëinding van die wêreld? Hulle vra van, hulle vra van, wat is die teken van u koms? Hy is nog by hulle, maar hulle vra, wat is die teken van u koms? Want iewers het hulle verstaan dat hy sou weggaan, maar hy sou sekerlik weer terugkom. En die volëinding van die wêreld. Jesus antwoord en sê vir hulle, pas op dat niemand julle mislei nie. Want baie sal onder my naam kom en sê, ek is die Christus, en hulle sal baie mense mislei. En julle sal hoor van oorloë en gerugte van oorloë. Pas op, moenie verskrik word nie, want alles moet plaasvind, maar dit is nog nie die einde nie. En die een nasie sal teen die ander opstaan, en die een koninkryk teen die ander, en daar sal hongersnode wees, en pestsiektes, en aardbewings, en op verskillende plekke. Maar al hierdie dinge is die begin van die smarte. Dan sal hulle julle aan verdrukking oorgee, en julle doodmaak, en julle sal deur al die nasies gehaat word, ter wille van my naam. En dan sal baie tot struikel gebring word, en mekaar verraai, en mekaar haat. En baie valse profete sal opstaan, en baie mense mislei. Tot sover. Hier is sy woord in ons harte. Iemand bel eendag hier in die dorp, my neef, Pastor Jan. En hy sê van, jy moet maak dat jy by die hotel kom, want die Here is hier. Hy was baie ontstel. Hoe kan die man vir hom sê? So, ons moet wakker wees wat ons hoor. So, julle sal hoor van oorloë en gerugte van oorloë. Ons hoor dit elke dag. Daar sprake van ons is op die randjie van 'n derde wêreldoorlog. Daar is oorloë wat nou al vir jare aangaan. In Oekraïne en Israel en Hamas en baie mense ly daaronder. Een koninkryk staan teen 'n ander koninkryk op. Maar ons moet vashou. Want as Jesus sê, dis nog nie die einde. Ons sal julle oorgee, ons sal mekaar verraai. Ons sal mekaar verraai. Dit is soos Judas vir Jesus verraai. Die vyand het 'n oop plek gekry by Judas. Amen. En het Jesus verraai. Nie omdat hy wou nie, maar die vyand het 'n oop plek daar. Ons soos die pastoor gesê, ons moet ophou om mekaar te bind. As ons nou sien, maar
Hoe gaan hy maar nie weer so vorentoe? Wat is daar wat hy as ons hoor van die Here se seëning op iemand anders, dan raak ons die binnekant nie lekker nie, want hoe is dit dan dat die Here vir my miskyk? Wat as iemand vorentoe gaan, ek weet die twee broers wat nou huis toe is, hulle het eendag daar agter gesit. En met hy heen toe die so pas, hy blauw mensies het voertuig van hom gekoop. En hulle daar gesit te sê dat ek sal vir jou in contact bring met hy man, die verkoopsagent. Het is nou tyd dat hy vir jou een voertuig gekoop. En die man het die voertuig gekoop. Moeder het gister vir die eerste keer in die voertuig gekoop. En sy wil nooit van die huis af weg, omdat sy nie vir hom daar wil wees. Maar gister toe het sy my pa so ver te komen. En sy ken is baie kwaai. En sy weet dat hy sê jy ook so kwaai. Ja, moeder, die langer van my papie nie vir haar antwoord nie. But we must serve each other. Ons moet mekaar dien as 'n stukkie wat in die Bybel geskryf is, wat ek nog graag vir julle lees. Ons leef in 'n wêreld vol reëls en regulasies. Ons het nou die dag so ons besoek kry van DSD en ons as van die reëls en regulasies wat ons nie meer hewel is, moet in plek kry. En goed is nie in plek nie. Maar the government wants, die regering wil hê dat jou reëls en jou regulasies in plek moet wees. Want dit gee vir jou rigte. Dit gee vir jou aanduiding van waarheen jy op pad is. Koöperasies, kerke, sportliggame het almal wette wat voorskryf en bepaal hoe die lede moet optree. Sulke dokumente is daarop gemik om gemeenskaplike fokus te bepaal en misverstande te voorkom. Verstaan jy ook na reëls en na regulasies? Ek die dag nie, hy ticket kry, dan stop. Die reël sê, jy moet stop, jy moet nie afslek. Amen. Ons is allemaal skuldig aan, as ek daar kom, daar is niks met so gees. Die reël sê, stop. En wat het hy goed geleer, jy stop by 'n stopstraat. As daar stopteken is, dan stop jy, dat jou voertuig moet staan en die voorste gedeelte moet agterry dikste wees, nee. Maar wat doen dit? En toe ek ticket kry, is ek baie ontstel. En toe die man op die hoogste bord ingaan, die hoogste pan, is ek nog meer ontstel. Want ek het ons ook nie tegen gepraat en dit was as ek dan die voet doorgaan. Hulle het later die voet doorgaan. Nadat ek het siek gewak om my gehad. Dat jy die voet doorgaan kan skyn en die bordie kan skyn. Maar die reëls is daar om misverstande te voorkom. Amen. En as die wetgewer sê, dit is wat gedoen moet word, en dit is dit so. Maar nou sê ons die reëls is gemaakt om gebreek te word. Dat sê so. Die drie-enige God het 2 gebooie afgekondig, waarop alle ander betroubare wette gebaseer is.
Jy moet die Here, jou God lief hê, met jou hele hart, en met jou hele siel, en met jou hele verstand. Jy moet die Here jou God lief hê. Met jou hele hart, met jou hele siel en met jou hele verstand. En jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Amen. As ek myself lief het, sal ek daai liefde teenoor my naaste openbaar. Yes. Hoe ek met my naaste omgaan, wys die liefde wat ek vir myself het. As ek in die môre kan opstaan en in die spieël kyk en sê, joh, jy is al netjies vanmôre. Joh, ek is so lief vir die klomp. Dan behoort ek dit vir my naaste ook te kan sê. As ek die Here, my God, lief het, met my hele hart, met my siel en my verstand, hierdie goed moet saamwerk, my hart, my siel en my verstand, dit moet saamwerk. Dan moet 'n eenheid wees. Daar's 'n eenheid tussen God die Vader, Jesus die Seun en die Heilige Gees. God die Vader, God die Seun, God die Heilige Gees. Daar's 'n eenheid, hulle werk saam. Hulle, as jy in Genesis gaan kyk, hulle het besluit. Ja. Hulle het besluit om mense te maak. Amen. Die Gees het oor die waters beweeg. Maar dit was in 'n eenheid. En hulle het alles in 'n eenheid gedoen. En dit is nog steeds so, hy eenheid kan nie opbreek word. Ek dink nie oor sy Spreuke, dat as jy alleen is, kan jy maklik gebreek word. Maar 'n driedubbele tou. Driedubbele tou. Dat is 2 flessen die vir ons vrug gedaan. Dat 3. Hulle van 3 flessen. 3 stukken. Nee. Is jullie niet zo? Hallo kijk. 3 stroken. 3 stroken, hulle zijn zo 3 en dan... Ik sukkel met hy nie, maar hy is, as jy kyk na 'n ankertou, dit is 'n geweldige, hy tou is so dik, hy word nie verbreek nie, hy kan nie verbreek word nie. So is dit, wanneer ons in 'n eenheid kom, en in 'n eenheid beweeg, as 'n eenheid beweeg, as daai wette en reëls en regulasies daar is om ons in 'n eenheid te hou, dan soveel te meer as ek die Here my God lief het met my hele hart. Met alles, hy het 4 kamers van die hart. Die 2 kamers kry die ou bloed in en met skoonte en dan kom hulle weer deur. Daai hart werk nou al vir hoeveel jaar, nie om te sê. Daai hart werk sonder ophou. En as hy 'n moeilikheid hier ondergaan, die dokters are so slim, hulle sit 'n pas aangee daarin, om net die pas aan te gee. Maar as my hart en my siel en my verstand saamwerk, dan sal dit vir my sê, dit is wat ek moet doen. Yes, amen. Van my verstand sê ek moet my naaste lief hê, soos myself. Amen. As my hart ingestel is op God die Vader, moet my verstand saamwerk en sê, maar as ek God lief het, dan word ek my naaste lief hê. Amen. En daai liefde moet ek aan
ek kan daar, ek moet kan wys, ek moet kan 'n dienaar wees. Yes. Baie keer sê mense vir jou, as jy op die straat kry, en groet die broers vrou, hoor 'n dienaar. Vroeger jare het ons mekaar gesien aan die tande klap. Groet mekaar met 'n heilige kus. Ons wil nie meer so nie. Ek is te bang vir die Here, dat ek aan iewers aansteeklike dingetjie is. Maar in Deuteronomium 6 vers 5 sê, daarom moet jy die Here jou God lief hê, met jou hele hart, en met jou siel, en met al jou krag. Al jou krag. Al jou krag. Ek sal liever al die krag by die werk insit. Ek sal liever al die krag van my by die werk insit, al lyk dit soos al die ek nou hier op. Vind ek die tekens so lyk. As 'n ding wat 'n probleem is, nou haal die probleem uit, dan het jy nie meer 'n probleem. Amen. En ek ja, voor die teken, ek dink jy wat doen. Kan ek maar meer praat aan die dag wat het is. As jy so 'n nappie in die dan moet jy dit wel verweer en met die voetse insteek en die ding nou vooraf. Amper so as jy skoen te groot en druk jy ietsie aan. Hulle julle nou Hier sit hy. Dan druk jy maar voor en laat jy net dan is skoen aan goed stewig is. Dan so die ding nou daar voor moet sit. Maar ek van my seer. Ja, hy laat sien. Voordat ek besef ek moet kyk vir haar. Kyk waar die obstruksie is. Yes. En kry die obstruksie. En die pad. Dieselfde God. Dieselfde betroubare gebooie. Hy gebooie loop reg deur. Dis nie net 'n Ou Testamentiese gebooie nie. Hy loop reg deur. Yes. Van eeue en van geslagte. Dieselfde grondliggende doel. Dieselfde doel. Wat hierdie missie, verklaring en doelstellings is nie daai vision en mission. Nee. Maar hierdie is 'n ander saak. Hierdie saak is wat hierdie missieverklaring en doelstelling so kragtig maak, is die gesag waarop dit gegrond is. Dit moet gegrond wees op die Skepper van lewe. Wat God nodig het om 'n gebalanseerde lewe te lei. Ek wonder daai missie en doelstellings wat ons het, of dit gegrondves is of wat God van hulle het. Ja? Ek moet van kyk, wat nie daar mense wat van nie. Maar dit moet gegrondves nie. Net soos God sy hele wese opgeoffer het, is dit ons uitdaging om ons hele wese aan Jesus se sending te wy. Dit mag miskien radikaal klink, maar dit is in werklikheid normaal en lewewekkend. Dus dit moet vir ons as Christene normaal wees om sendelinge te wees. Ek het vanoggend hy lied van vanoggend Jabala in Afrika. Dit praat oor Afrika, dit praat oor ons, dit praat met my. Misschien ons wil, ek wil altyd ons kan nie nog weer verkoor daar sien, maar dit is in ons bloed. It is part of us.
En het spreekt tot elkeen van ons. Ek moet 'n sending wees. En daai sending het ek al jare gedink. Ek het vroeër jare Ja. het ek baie sendinge in Sudan onderhou. Van mense nie. Elke maand, elke week as ek by behalwe die tiende en offer, het ek geld vir sendingwerk gestuur. Maar my sendingveld is nie net in Sudan of in Somalië of in Niger of in waar ook al in Rusland nie. My sendingveld is so wonderlike ding wat ons by Lofdal gesien het. As daar by die deur, as jy daar uitgaan, is daar 'n woordjie wat sê, jou sendingveld begin hierso. As jy daar uitgaan, as jy in jou sendingveld, as jy in die werk wat die Here bedoel het vir ons, elkeen om te doen. Maak disippels van alle nasies. Ek kan nie net 'n disipel maak as ek gaan preek. Ek kan nie net 'n disipel maak as ek gaan preek en openlik hou en klaar en slaan die musiek af en dat 'n paar mense tot bekering gekom maar geen nooit aandag. Om 'n disipel te maak is jy moet 'n pad met daai persoon stap. Jy moet hom, Jesus sê, en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Al vat jy ook 'n jaar om een persoon te disipel. En dit is baie keer nou niks. Hulle kom nergens in. Hy openligte. En hy openlig klaar is, dan bereik ons weer oor hoeveel mense daar te bekering gekom het en hoeveel mense op die openlig was. Maar as ek daar wegstap, en ek ook weer so klaar daar vir die volgende 10 en die volgende openlig. Ek dink, ek praat nou in 'n korreksie met, daar eers in die Ou Testament staan daar wat se verbleer hoor ek die agter. Dus ek het papi so baie van Wolly gepraat het. Want Wolly is hy afgedwaal is, dat ek nie aan aandag neem. En hy is daar by die Linderaad en daar kom hy baie goeders oor. Ek het begin aandag neem. As ek koorkie wat ek glad nie van gehoord van hy mannetjie jy het keyboard gesien het nog, wat het ek gemaakt? Broer, so maar meneer. Die fiets gestuur. Die fiets? Sy keyboard gelos gestuur. Hy het dan een vervoer nodig gehad. En die keyboard daar gelos en vat hy die fiets. Hy het dan iets in de rein daarvoor gevoerd. Maar hy koorkie het stikken en soepie moest daar nie daar. Nee, het is niet lekker voor mij. Nee, dat is om iemand vast te maken. Dus ja. Ik moet zien waarom ik spreek. Ik ga hem klaarmaken. Ja, ja. Ik ga hem klaarmaken. Om een pas met Jesus' opdracht te wandelen, beteken om saam met die dertienige God te werk. Ek moet saamwerk. Ek moet werk daar waar die Here besig is om te werk. Ek moet uitvind waar is hy besig om te werk en ek moet daarvan invat. En sê ek is diensbaar.
mannen bezig om te pluk en nie alle kan die pluk nie. Dit moet die berispan wees. Die hele Bybelverhaal openbaar dat God hom met sy hele wese aan die verlossing van die mense wy. En hy nooi ons om deel te wees van sy werk. Hy gee ons die uitnodiging om werk saam met my waar ek besig is om te werk. Al is die tye van so 'n aard dat ons sien die dinge wat rondom ons gebeur. Die einde van tyd is naby, maar ons moet by die Here inval waar hy besig is. Dit is aansoek gedoen vir werk. Nee, nie een CV ingooi nie, want een CV se ingooi in die gooi dit daarna. Ga geen jou CV ingooi. Nie een CV daar op ingooi en sê, ek gooi hom net daar. Ek hoor die mense praat op die radio, ek het nie, ek hoor aan as ek die berg gereid, ek het my CV by kronplekke gaan ingooi. Hou op om in te gooi. Ga geen jou CV daar. En you will have the results. Dan word het ontvang, die geel. As jy maar in een goeie manier, so maar by die ek maar kyk wat die resultaat is wat uitkom. Ek gaan gee my CV en die Here invul. En sê, dit is my kwalifikasie. I'm willing en dan able. Ek is gewillig en ek is hier, ek het dan nog iets wat ek kan doen. Hier is ek, stuur my. God is waiting on us to do His work. Hy wag vir ons om sy hande en sy voete te wees. Hy is besig om te werk hier in die mense rondom ons. En ons sien die aard. Maar die oomblik ons vra, Here, waar is die wees om te werk? Ek wil daar inval. Ek wil kom aanmeld vir diens. En as ek kom aanmeld vir diens, en hulle sê, jy moet die panne, my sware door die dag nog gepraat van die panne, wat ek so moes as met die skryper moes gekabbel. Ek het aangemeld vir diens. En ek moet doen, as ek doen, ek kan hier nie op deze wees na 4 vrienden. As jy nie weet, dat is jou werk. Jy moet skoon wees. Vader, ons is hier vandag. We staan hier voor u. Met de harte wat seer is. Harte wat in de rouw is. Ons emoties loop gegeven. Maar ons krijgt vanmorgen niet die verzekering. Dat ons bij u kon invallen waar u bezig is om te werken. Is bezig om te werken in harte. En hart en ziel en verstand is u bezig om te werken. Leer ons om ons naaste so lief te hê, soos wat ons vir u is. Leer ons om dit te sê. Leer ons om daders te wees. Leer ons om dienaars te wees. Om te kan doen en nie bedien te word, maar om te dien. Dat ons harte oopmaak vir u, sodat u in ons kan werk, om te wil en te doen. Dat ons een deel kan wees van wat u bezig is, om hier en stilstaan te doen. Ons weet jy is bezig om hier te werk. Ons weet jy is bezig om harte te vatten. Leer ons om te sien waar jy bezig is. En te vraag waar jy bezig is. Zodat ons ook daar ons deel kan doen.
as bedienaars van die Here in Jesus naam. Amen. Ons ontvang die biddende seën. Die Here sal ons seën en ons behoed. Die Here sal sy aangesig oor ons laat skyn en ons genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor ons verhef en hy sal vir ons sy vrede gee. En nou mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die troostvolle gemeenskap van die Heilige Gees sal met ons wees en met ons bly totdat Jesus kom. En omdat ons sy koms verwag, sê ons amen. Amen.